Goeiedag volksgenote van die boervolk en almal wat die gelofte onderhou. Ek het vandag 'n kort, maar baie belangrike boodskap vir elke volksgenoot. Ek wil teruggaan na 1991, toe die BKA of die Boerekrisisaksie 'n baie suksesvolle optog met hulle trekkers en bakkies in Pretoria geloods het en die hele stad lam gelê het. Ek en my seuns was in die voorste bakkie saam met Benny Genis. Verlede week het die Engelse in Engeland 'n soortgelyke aksie geloods en met hulle trekkers die stede lam gelê. Die rede vir die sukses van die twee optogte was dat hulle goed georganiseerd was, maar dat hulle ook die boodskap van persoon tot persoon oorgedra het, en dit het die owerhede en die vyande totaal onkant betrap. 'n soortgelyke aksie vind ons ook in die Bybel by Esdra en Nehemia. Nou Esdra en Nehemia moes eintlik een boek gewees het, so die gebeure wat daarin plaasvind is dieselfde gebeure. En nadat die tempel voltooi is, het hulle georganiseer om die mure te bou. En hierdie aksies is geloods deur die familiehoofde. En die familiehoofde het elkeen vir hom 'n stukkie beplan en daar het hy gewerk. En hy het sy kant gebring en sy ding gedoen, sodat daar in Nehemia 4 vers 6 staan. Die volk met hulle hele hart was met hulle hele hart in die werk. Nou kan jy vir my vra, wat het dit met my te doen? Of wat het dit met die gelofte te doen? Nou ons weet dat een van die ondernemings tydens die gelofte is dat ons 'n huis sal stig waar dit God behaag. En ons het ook algemene ooreengekom dat hierdie huis, te stigte huis, die heroprig van die boervolk tot eer van God is. Nou dit bring ons by vandag se boodskap. Ek rig my boodskap soos Esdra en Nehemia aan die familiehoofde. Ek praat met jou, familiehoof, en met my as familiehoof. Ons het 'n taak. Ons kan nie wag vir 'n man in die breinpak, of 'n Andries Pretorius, of vir 'n Pieter Tief, of vir 'n generaal de Wet of 'n Dillery om ons te lei nie. Elkeen van ons het 'n opdrag en 'n taak om mee te werk aan die herstel van die boervolk se huis en muur. Sorg dat jy, familiehoof, die geskiedenis van die boervolk ken. Gaan lees op. Sorg dat jy ingelig is. Sorg dat jy jou identiteit presies kan vasstel. Gaan kyk wat het in die geskiedenis gebeur. Die familiehoofde het die waans reg gekry vir die trek. Die familiehoofde het gesorg dat al wapens gereed is vir die Eerste en Tweede Vryheidsoorlog. So dis jou taak as familiehoof om te sorg dat die huis en die mure weer gebou word. Al stig jy net vandag 'n WhatsApp groep en motiveer jou vriende en familie om weer hulle boervolk identiteit op te neem. Ek bring dan ook 'n boodskap aan die boervrou. Jy is net so belangrik om die huis van die boervolk weer te stig. Jy, soos die vrou in die groot trek, het jou man bygestaan, moet hom motiveer as hy twyfel, versterk as hy huiwer, en bystaan in weerstand en teen stryd. Die aanslag vandag is die westerse vrou, sodat hulle die weste se families kan vernietig. So jy as vrou moet opstaan en agter jou man staan en hom sterk maak
en hom motiveer. Kinders, julle is net so ingesluit. Soos gaan kyk na julle voorsate toe hulle kinders was. Hulle was die touleiers tydens die groot trek. Hulle het saam met pa en oupa gaan sorg dat daar vleis is in die vleispot. Hulle het vir ma gehelp met al die take in die kamp. Hulle was net so deel van die groot trek soos pa en ma en oupa en ouma. Tydens die Eerste en die Tweede Vryheidsoorlog het die penkoppe wapen opgeneem saam met pa. Tydens die Tweede Vryheidsoorlog het die dogters saam met die ma's in die kampe al die ontberinge deurstaan. En terloops, kinders, dit was sonder selfone. So, moenie in die selfone verslaaf raak en daaraan vashak nie. Nou, oor 3 dae is dit gelofte dag. Julle as familie gaan gelofte bywoon. Sorg daar, familiehoof, dat jy met mede-familiehoofde praat en mekaar motiveer en mekaar versterk en sê raak betrokke by die opbou van die boervolk se huis en mure. En raak so aktief betrokke dat daar van ons gesê sal kan word dat die volk met hulle hele hart in die werk is. Baie dankie.